Hallo, 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 hallo. Vandag 'n bietjie vinniger is daar nie so koud soos die ander dae nie. En nou vloei die bloed vinniger, maar ek is Edgar Hermanus. Hi, ek is Charlene Hermanus. Ons wil eerstens net baie dankie sê vir diegene wat op ons vorige video gereageer het Amen. en aanklank Baie dankie. gevind het by wat ons getuig het. So baie dankie daarvoor. Mag hierdie een ook vir u groot bemoediging wees. Baie dankie, my skat, en baie dankie. Ek stem saam met my vrou. Dit is bemoedigend omdat dit meer net is as 'n getuienis van ons kant af. Dit is waarheid. Dit is waarheid. Dit is wat gebeur in ons lewe. Ja. Net soos nou voor ons nou besluit ons gaan gou hierdie opnametjie maak. Het ons ook weer die hand van die Here en tot 'n besef gekom dat iets wat nou plaasgevind het vir hierdie afgelope tyd is eintlik van die Here gewees. Iets baie groots, want dit was iets wat ek gebruik om my te help om te genees en gesond te word, en wat ons uit die buiteland het verkry het, maar dit was so gesukkel gewees om die pakkie by ons uit te kry, dat ons later tou opgegooi het, en wonder bo wonder word hierdie pakkie by ons huis voor ons deur afgelaai, en dit het ons glad nie verwag nie. So, en vir 'n tweede keer het my vrou weer besluit om weer van dit te bestel, om my weer eens verder te help in die proses van genesing, en daag die goed op binne 'n paar dae ook vanuit die buiteland het, daag hier op, en vanoggend besef ons eers toe ons met iemand anders praat wat dieselfde goed bestel het, toe besef ons eers. Maar daar het iets gebeur wat ons nie van geweet het nie, en die hand van die Here daarin gesien het. So ons is baie excited soos ons hier sit, oor wat die Here doen in ons lewens. Amen. Ja, dit is die ding, wanneer jy deur 'n proses gaan en deur dinge gaan en jy agterna besef, maar hoe het dit dan nou gebeur? Ja. En dan daar onmiddellik daardie koneksie maak, dit is dan die hand van die Here gewees, wat hierdie onmoontlike ding nou moontlik gemaak het, en dit is presies wat vanoggend, ja, wat met ons gebeur het, die hand van die Here wat hierdie spesifieke ding vir ons moontlik gemaak het. So, al die eer aan die Here vir sy hand, vir sy werking. Amen. Miskat, daar was 'n storie wat jy vir ons wil vertel het, van hoe die hand van die Here vir jou voorsien het, toe jy moes gevlieg het, né? Ja. Ja, ek het nou nie die Here vertrou vir vlerke om te kan vlieg nie, maar dit was van my vliegtuig gebruik te maak. Ons het 'n uitreiking gehad na Marokko, bo in Afrika, langs die Middellandse See, dit net so langs Algerië. Maar ons moes eers Spanje toe gaan, om ons daar te vergewis van die kultuur en die leefwyse van die mense in Marokko. So ons moes die Here vertrou het, ons was span gewees, en ons moes die Here vertrou het om te kan gaan vir die finansies. Die finansies het net nie deurgekom nie. Finansies, dit was hard gewees. Ons het gebid, ons het gevas, maar die finansies het nie deurgekom nie. En die leier van ons groep gesels die dag uit sy hart het met ons. En hy het 'n bietjie twyfel gehad oor of die Here gaan voorsien vir ons of nie. En toe hy sy hart deel oor sy twyfel, toe begin ons ander ook te begin praat oor hoe ons en wat ons in ons harte dink. En ons kom toe almal tot die besef, maar ons het ongeloof in ons harte. Ons twyfel teenoor die Here of hy dit kan doen, want dit was nou 'n bietjie baie geld, want ons moes eers vir 'n week Spanje toe gaan,
En dan moes ons vir die res van die tyd, ons is omtrent 'n maand weg uit Suid-Afrika. En dan moes ons nou Marokko, so dit was vir vervoerkoste aan die ander kant, dit was vir koste, dit was vir slaapplek gewees. So dit was 'n redelike bedrag gewees, wat ons nie gehad het nie. Dit is hoekom ons die Here genader het, vir sy hand om te beweeg. En maar die dag toe ons gesels en ons harte oopmaak teenoor mekaar, toe besef ons is eintlik ongelowig teenoor die Here. Ons vra, maar ons glo nie dat die Here dit sal voorsien nie. En net daar het ons besef ons moes ons harte regkry voor die Here. Ons moes ons ongeloof bely en dan die Here vir vergifnis vra wat ons toe wel gedoen het. Mense, dit was nie lank na daai nie, toe begin die Here te voorsien. Maar ons was ook in daardie selfde proses van voor ons gegaan het ons 'n uitreiking so lank gehad, Mitchells Plain toe, wat op daardie stadium het ek in Woester gebly. En ons is Mitchells Plain toe en die tyd kom nader dat ons se gelde moet inwees vir die vlugkaartjies na Spanje toe. En stil, as jy 'n woord van die Here af nie, my skat, en op daardie stadium as dan niks van die Here af is nie, dan begin jy te paniek. En jy vra vir die Here, is dit u wil u hê moet ek gaan? Want ek kom ons maar nou hier van 'n sekersdorpie af. Ons is hier van Mosselbaai. En dan as jy uit so 'n klein plek het kom, dan dink jy gaan nêrens kom nie. Jy sal nie eers jou voet hier in een of ander provinsie van Suid-Afrika te sit nie. Maar ewenso, die tyd het nader gekom en ons is in uitreiking in Mitchells Plain. Daai oggend toe ek moet skakel terug na ons basis toe en om vir die leiers daar te sê, kanselleer my vliegtuigkaartjie want dit was die laaste dag gewees. Kanselleer my vliegtuigkaartjie want ek het nie fondse daarvoor nie. Maar nou is ons van die plek waar ons gebly het op pad na die Mitchells Plain Center toe. En ons is toe in ons bus soontoe die Saterdagoggend en hier tik iemand op my skouer. En ek kyk en ek sien is een van my spanmaats hier agter my. En hy sê vir die Here, hy sê vir my, so regte Engelsmannetjie, so as ek probeer Engels praat en ek maak 'n fout, vergewe my asseblief, vergewe my. Hy sê vir my, the Lord told me to give you all the money I have in my bank account. Maar hier binne in my hart wil ek opspring. Maar nou moet ek die seats vashou, want ek wil ook nou nie vir hom toon, ek is oorbegeerig nie. Ek vra ook nie vir hom, hoeveel is dit nie. En ek draai om en ek vra vir my, Yeshua. Hy sê, yes. It's not a lot, but I must give the money I have in my bank account. I must give it to you. En weet julle, ons is nou daar in die winkels ingevaar en ek moes bel, daar van die sentrum af, moes ek bel, Woester toe om te sê, kanselleer my vliegtuigkaartjie, want ek het nie die fondse nie. Ek gaan na die foon toe en ek bel hulle en ek sê vir hulle, ek is in my vliegtuigkaartjie, maak het klaar. Prys die Here. En maar nog het ek nie geweet hoeveel geld dit was wat in hierdie Engelsman se bankrekening was nie. Hy is ook maar geleer vir missionary en so aan. En toe ek, die manne was excited geweest, hulle sê, ons het net vanoggend veel gebid, Here Edgar Hermanus moet gaan op die uitreiking. Agterna toe kom die Engelsmannetjie terug na my toe en hy sê vir my, die bedrag wat daarin is.
daai bedrag wat hy Presies. toe vir my gee, my skat, Presies. was presies die bedrag vir die vliegkaartjie. Oh, wow. So ek het nie na die naaste Spur toe gehardloop nie. Ek het nie na die naaste klerewinkel toe gegaan nie. Toe het dit inbetaal, toe betaal ek dit so onmiddellik oor in my vliegkaartjie is secure. Ja, amazing. Ek moet vir julle sê die aand toe ons vlug, toe staan ek nog op die lughawe. Ek en die spannetjie, klein spannetjie. Ons staan nog op die lughawe in Johannesburg. Weet julle moet hoeveel is ek daai tyd uit Suid-Afrika uit? R160. Ek is skaam vir julle te sê met R160. Deur al daai deur daai hele reis van 'n maand weg uit Suid-Afrika het die Here vir ons voorsien. Sure, amazing. Het die Here vir ons voorsien. Amazing. En ons het getravel deur Marokko. Ons het 'n week in Spanje af oor die Middellandse See gery met 'n ferry met 'n boot. As is klaar gedek gewees. Ja. So prys die Here. Die Here verander nie teenoor ons as ons nie twyfel nie. En as ons glo, alle dinge is moontlik, my skat. So waar. So al sit jy met, jy weet nie hoe nie, jy weet nie wat nie, jy weet nie wanneer nie. Die Here weet hoe, die Here weet wat. En die Here weet wanneer. Hy sê, moenie besorg wees oor die dag van môre nie. Amen. Want môre sorg vir homself. Amen. So dis absoluut wonderlik om te weet en te sien hoe die hand van die Here inkom wanneer 'n mens dit nie verwag nie. Amen. So laat ons vashou aan ons geloof en ons wete van wie die Here Jesus Christus vir ons is. Hy sorg vir ons. Beskat van ek dink dit was by 17, 18 jaar oud. Toe ek die Here in my lewe toelaat het, ek besluit daar is een ding wat ek gaan uittoets. In daai tyd en in die tye wat sou kom. En dit was om te sien of die Here vir my sou sorg. Dit was altyd in my hart. Altyd deur. En nou is dit nog sterker. Ek het gesien die Here voorsien. As 'n jong man het ek gesien en deur my lewe het ek gesien hoe die Here voorsien in ons lewe. Onthou jy wat staan in die gebed van ons Vader? Ja, gee ons vandag ons daaglikse brood. Daar sê. Laat dit 'n gebed vir u ook wees. Amen. En die Here se woord keer nie ledig na hom terug nie. Dit sal voorspoedig wees ook in u lewe. As jy amen op dit, skat. As jy vir die Here net deur ons Vader, die gebed ons Vader, dan bid jy eintlik alles oor jou lewe. Yes. Wat jy vra eintlik Here alles. Soos dit kom by gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is God se begeerte om ons vandag ons daaglikse brood te gee. Ja. As sy begeerte. Is sy joy, sy vreugde om dit te wil doen. Want Jesus het sy disippels geleer. Sê, as jy bid, sê ons Vader. En dan sê ook daarin, gee vandag ons daaglikse brood. Yes. Hy nooi hulle om vir die Vader te vra. En as ek in die oggend opstaan, ek bid ons Vader gebed. Want as ek daai woorde klaar gesê het, Vader, gee ons vandag, of as ek en Charlene saam bid, en ons bid die ons Vader. En jy vra, gee ons vandag ons daaglikse brood. Daai woorde is genoeg. Yes, amen. Want jou daaglikse brood sluit alles in. Ja. Dit wat jy vandag gaan nodig hê, Ja. om versadig te word. Amen. Een van julle vra vir my, bid vir ek en my suster om 'n deurbraak te kry. In een van die comments op die vorige video. Weet jy al wat ek vir u sê? Bid ons Vader. Bid ons Vader en bedoel dit en glo dit as jy dit bid. Want hy verhoor jou gebed wanneer jy vir hom vra. Gee ons vandag ons daaglikse brood.
My vrou het net vir my gevra, wat eet ons vanaand? Wat is ons daaglikse brood? Ek het daar nie geantwoord nie. Ek het daar nie geantwoord nie, want ek het gedink, die Bybel sê, moenie jou bekommer oor wat jy gaan drink, of eet, of aantrek nie. Jou hemelse Vader weet dat jy al hierdie dinge nodig het. Ja. Hy weet en hy ken jou dood. Amen. Amen. Shalom geliefdes. Shalom. Ons lief vir julle.